en van dankbaarheid getuig. Neem my hande makkel sterk, diensbaar in die goeie werk. Neem my voete skoeil hier, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Here Hildebrand. Laat my mond die boodskap dra, al sal vind wat na u vraag. Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in die Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, stuur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse raad. Neem my liewe, laat het hier u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Amen, halleluja, prys die Here, prys sy wonderlike naam. Heer, as ek u wonderwerke aanskou, in ons lewens waar ons aan die toekoms bou, het jy ooit in jou lewe besef dat hy jou graag wil loop? Goeienaand, Ruben. Kan jy die mooi in die lewe raak sien? Of glo jy steeds dat jy alles in die lewe moet verdien? Jezus het vir jou die lewe gegee. Gee jy maar net die volgende tree. Hy het vir jou gesterf, daar aan die kruis, sy liefde vir ons as sondaars kom bewys. Al wat hy van jou verwag, Neem jou kruis op, ek is saam. Amen. Hy wil jou help om jou laste te dra. As jy hom maar net wil vra, kom dan na hom toe nog vandag. Moenie in die sonde langer wag. Hy wil jou aanneem en jou verhoog. Moenie dat jou hart verdroog. Daar is nie 'n lewe sonder Jezus. Kyk maar terug op elke krisis. wil jy regtig sonder God verder gaan? Of wil jy onder God se beskerming staan? Gee jou lewe oor aan hom, hy sal jou elke dag verstom. By die Here het ek rus gekry en kan ek my elke dag verbly. Wanneer ek vir hom kom vra, Om elke dag my laste te dra. Kom hy en maak my vry. As ek net my skuld bely. Hoekom dan nog langer wag? Die
Heilige Gees, kom praat met jou sak. My vriend, moenie jou tyd verspeel. Jy moet met die sonde in jou lewe deel. Moet nie uitstel, moenie wag. Vandag is dalk jou laaste dag. Heer, ek wil u beskerming vra, sal u elke vriend van my nou dra. Dankie vir u groot ontferming. Heer, ek wil net u lof besing. Amen. Prys die Here. Prys sy naam. Here my baar en bede, en hierdie dag wil ek in geloof tot u nader sal u my genadig wees. En my beskerm met die Heilige Gees. Here, in elke tree wat ek vandag sal gee, rig in my voete, sodat ek kan deel daarmee. Here, plaas 'n wag voor my mond, laat my woorde nie ander mense sal verwond. Ek wil elke tree in die teenwoordigheid gee, sal u my lei om ander rigting te gee op alweer. Laat elke woord wat ek sal spreek, Alle skanse van die boorse sal verbreek. Here, laat die wonderbare lig nou ook deur my sal skyn. Asseblief, Here. sodat alle hartseer en pyn En die niets sal verdwyn. Yes, Lord. Prys die Here. Heer God, laat die wonderbare krag genesing bring vir hulle wat in geloof daarop wag. Heer, gee dat elke tree wat ek vandag sal gee, U sal vereer op al my wandel en al my weë. Heer, want die alleen is waardig om geprys te word. En laat nie toe dat die bose U kinders in kort, in die kosbare naam van Jezus. Amen. Halleluja. Prys die Here. Hy het my hart weer heel gemaak. Hy het my lewe aangeraak. Hy het my siel weer skoon gemaak. Perfek. By hom het ek vir altyd plek. Hy het my trane afgevee. Hy het sy woord vir my gegee. Beloof as ons glo in hom, dat hy weer eendag terug sal kom. Vader, vat my hand en wys my die pad.
my voete op die grond. U liefde dra my oral rond. Vader, vat my hand, my hart en verstand. U genade maak my vry. Ek het my lewe teruggekry. Hy het die storm stil gemaak. Dankie, Here. Hy het ons lewenswerk volmaak. Hy het gesterwe ook vir jou, vir my, dat ons die ewigheid kon kry. Vader, vat my hand en wys my die pad. U hou my voete op die grond. U liefde dra my oral rond. Vader, vat my hand, my hart en verstand. U genade maak my vry. Ek het my lewe teruggekry. Vader, vat my hand, kom Vader, vat my hand, en wys my die pad, en wys vir my die pad. U hou my voete op die grond, voete op die grond. U liefde dra my oral rond. Vader, vat my hand, Vader, vat my hand, my hart en verstand, my hart en verstand. U genade maak my vry, maak my vry. Ek het my lewe teruggekry. Amen. Prys die Here. Asemrowend is my koning. Asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Sy genade slaan my asem weg, sy liefde gryp my aan die hart, Yes, Lord. toe hy vir my tot die dood toe veg, en my naam skryf in sy hand. Dat niks wat my van sy liefde skei, niks wat kom tussen hom en my nie. Al gaan ek noord of gaan ek suid, trek ek oos by wes verby, sal sy liefde my daar kry. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, die donker nag vanaand. Halleluja. Asemrowend is my koning, Halleluja. asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Halleluja. God se goedheid en sy guns oor my, Halleluja. het agtervolg my dag en nag. Yes, Lord. God se grootheid en sy majesteit, het laat my na die asem snak. Halleluja. En sy naam sal vir ewig staan, want is die naam bo elke naam. En wie weet waar sou ek begin, straks sy liefde wil besin, my asems net te min. Amen. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Na 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 na
robin is my koning. Oh yes, Lord. As een robin is die werke van sy hand. Van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. As een robin is my koning. As een robin is die werke van sy hand. Van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. As een robin is my koning. Amen, halleluja. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan oor sy grootheid stry? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn? Naam soos Isabel. Laat verdwyn. Onvergelykbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Wie is U gelyke? Onvergelykbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Onvergelykbare God. Halleluja. Dis op die lig vanaand. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan oor sy grootheid stry? Niemand, die Wie Here. ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Wie is U gelyke? Onvergelykbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Onvergelykbare God. Toch sit ons hier op die beskuldigingsbank. Skepper van die heelal onder kruis verhoor. Maar as ek nadink oor die grootheid die Heer, dan staan my wysheid dom voor U. Onvergelykbare God. Zie hoe groot is U, my God. Onvergelykbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Onvergelykbare God. Halleluja. Hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Wie is U gelyke? Onvergelykbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U, my God.
Halleluja. Prys die Here. Soek jy ook na lewensvreugde, blydskap in hierdie lewe, weet jy dan wat dit is wat jou gelukkig maak. Ons dink dit lê in geld en rykdom, sukses daaraan gemeet, maar is als 'n gejaag na wind, moet nooit vergeet. Halleluja. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak. En omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede vir my lewensvreugde. Dit word net meer en meer. Jesus gee ons die moed en 'n lewe van oorvloed. Hy beloof dit aan elke mens wat die keuse maak. Soms as ek my kan kry en die wêreld my mislei, dan keer ek terug na die seun van God, hy maak my vry. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak. En omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede vir my lewensvreugde. Dit word net meer en meer. Ja, ek twyfel nie meer, gee aan God al die eer, dis die waarheid in my. Ek bring lof aan die Heer, hy het my alles geleer. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak. En omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede vir my lewensvreugde. Dit word net meer en meer. Goeienaand, Suster Marina. Is dit nie lekker om julle te sien vanaand nie? Gelukkig draai hy nou nie vanaand nie. Ons kan met mekaar gesels, prys die Here, halleluja. Ag, is lekker om elkeen van julle te sien. Ja, ons mis julle man, ons mis julle. Mis julle oneindig baie. Amen. Mis julle ons nie. Ons mis julle hoor. Prys die Here. Nee, ek groet julle almal in die mooi, die wonderlike naam van Jesus Christus, die een wat alle mag in die hemel sowel as op die aarde ontvang het. Daai groot en wonderlike naam wat red, genees en doop nog met sy Heilige Gees. Halleluja, prys die Here. Elkeen wat op Facebook kyk, ag man, groet julle in daai mooi naam. Elke WhatsApp luisteraar, dis lekker om die Here te dien. Halleluja. Dis net hy wat my bly maak. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Ja, dit is 'n vreugde, Suster Marina.
Ja, Redder aan hou kruis vasgeslaan. ja, dat was 'n Kruis, en daarom sal ek sing. Yes, halleluja. ek onthou vir Dawid voor die ark Het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. hoe sal ons kan Hande vou en swyg want dat was 'n hoogkruis. ja, Redder aan 'n hoogkruis vasgeslaan. ja, Dat was 'n hoogkruis. En daarom sal ek sing. wie sal my kan Stil maak, wie sal my gitaar se snaar afbreek. wie sal my kan stoor Maar as my voete dans wil breek. want dat was 'n kruis ja, Redder aan 'n hoogkruis vasgeslaan. ja, Dat was 'n hoogkruis. En daarom sal ek sing. Ja, Here, vra nie hoe hoe jy voel nie. as gevoelens hoe Genaamd besluite raak dan was daar nooit die pyn nie. toe die spykers teen In die bloed daardie hout kruis. kraak want Dat was 'n hoogkruis. ja, redder Aan 'n hoogkruis vasgeslaan. ja, Dat was 'n hoogkruis. En daarom sal ek sing. oh, dat was 'n kruis Ja, maar redder. ja, redder Aan 'n hoogkruis vasgeslaan. ja, dat was 'n kruis en Daarom sal ek sing. Yes, Lord. Goeienaand broer Reinier. Loof die Here vir die reën wat daar buite nou val. Halleluja. O, dankie Here vir u goedheid. Dankie vir u guns, Here, en soos wat hierdie reën val, Here, waarvoor ons so gebid het, Here, bid ons vir Mosselbaai, bid ons vir al die plekke wat so brand, Here, dat hierdie reën sal val daar ook, Here, en dat daai vure uitgeblus sal wees in die naam van die Here Jesus Christus, halleluja. U woord sê wanneer ons u naam aanroep, Here, sal u ons verhoor, my God. Dankie, Here, dat ons kan
uitroep vanaand, Here, vir redding, Here, vir beskerming, halleluja. Dankie, Here, dat ons hierdie nag so kan begin, Here, met hierdie dankbaarheid in ons hart vanaand, Here. Dankie, Here Jesus, ons loof U en ons prys U. Ons gee al die lof en die eer wat U toekom, halleluja. Want U alleen is die eer wat die eer sal ontvang, halleluja. Niemand anders nie, halleluja. Prys die Here. Prys die Here, halleluja. Prys die Here. Halleluja. My vrou wil so graag 'n lied sing, maar ek wil eers, want dit is al klaar half. Ek sal met hom afsluit, halleluja. Prys die Here. O, dankie Here, ons is so dankbaar vanaand vir sy goedheid en sy guns, halleluja. Prys die Here, prys die Here. O, ek is sommer opgewonde. Ek dank die Here, ons het nie meer 'n grasdak nie, dit is 'n staaldak, so ons hoor hoe val die reën hier buite. Prys die Here, prys die Here. Ons het dit lanklaas gehoor. Eintlik het ons Augustus maand goeie reën gehad. Hierdie Oos-Kaap is droog. Maar ons weet die Here se tyd is die Here se tyd. Halleluja. Ons glo en ons vertrou. Sekere dinge gebeur, sekere dinge word toegelaat deur die Here. Al wat ons moet wees is dankbaar, dankbaar, dankbaar. Halleluja. Prys die Here. Ag, ek wil net graag met iets begin. Ek wil gou Hebreërs 12:29 lees. En ek wil hê julle moet my hart hoor vanaand. O, prys die Here. Hebreërs 12 vers 10. 12 vers 29, sorry. 12 vers 29 sê, hoor mooi, want ons God is 'n verterende vuur. Wat besef ek en jy vanaand wanneer ons dit lees? Hebreërs 12 vers 29. Hoor mooi. Ek wil vir julle iets sê, wanneer ek hierdie Bybelvers lees, dan is God 'n God wat goed uit jou lewe uit sal brand. God wat nie in jou lewe moet wees nie, sal hy uitbrand as jy hom net die kans wil gee om 'n verterende vuur te wees, om jou skoon te brand, om jou te louter, om te wees wat hy wil hê jy moet wees. God is nie 'n God wat speel nie. Ons moet begin regtig, as ek so om my kyk en ek hoor kinders van die Here praat met soveel minagting van mense, minagting van die wêreld, minagting in hulle wêreld, in hulle lewens, en minagting in God homself, dan is ek verstommend. En as ek luister na mense wat sê, man, ek ken die woord, ek ken die Bybel uit my hart, uit my kop uit, ek gee nie om vanaand of jy jou Bybel ken of nie. Ek wil weet vanaand, het jy die karakter van Jesus Christus? Dit help nie, jy ken die Bybel, maar jy het nie eens die karakter van God nie. Dis so maklik om Bybelkennis te hê en altyd te stry oor die Bybel. Ja, ons sal altyd agree to disagree. Baie mense het hulle eie opinies. Ek het baie opinies, maar ek wil vir julle vanaand sê, al opinie wat vir my tel, is God se opinie. Nie myne nie, nie 'n mens nie. En as ek met iemand verskil, gaan ek nie 'n bohaai opskop nie. En ek gaan jou nie sleg sê nie. Ek gaan nie die dorp rondloop en sê, julle moenie na daai mens luister nie. Daai man is van die pad af, of daai vrou is van die pad af. 'n Mens doen dit nie as jy die karakter van die Here in jou het nie.
Ek moes 'n pad stap om te weet waar ek is vanaand en die Here gebruik dit om my as 'n spreekbuis te gebruik sodat ander mense deur my foute kan leer. Is julle nie bevoorreg vanaand dat julle nie hoef dieselfde foute te maak wat ek gemaak het nie? Hoor mooi. Ja, ek is gered deur genade. As dit nie vir genade was nie, sou ek nie vanaand hier gesit het nie. As dit nie vir genade was nie, sou julle nie die drang gehad het om vanaand in te skakel en na die woord van die Here te luister nie. Ek is opgewonde. Ek wil vir julle sê, om ingeskakel te wees, vat moeite. Om Vrydag aand, of 'n Woensdag aand, of 'n Sondag aand, een kant te skuif, om in te skakel en saam die Here te kan loof en te prys en saam te kan sing en die woord te kan luister. Man, dit verg moeite. Opofferings. En opofferings, soos Jolandi nou sê, opofferings. Hoor mooi. Jou vlees wil nie, man. Die vlees is nie gewillig, die gees is wel gewillig. Onthou Paulus sê, hierdie vlees stry teen die gees. Maar dis hoekom ons die vlees moet kruisig elke dag van ons lewe. Ons moet die gees voed, ons moet hom voed en ons moet hom voed, sodat die gees die vlees kan onderdruk. En weet julle, dit is vir my ironies, as ek na sekere mense moet kyk, en ander mense kom na my toe en sê, jy moet daai man hoor, hy ken die Bybel. En dan sal ek die persoon op 'n manier ontmoet. Die Here werk op snaakse maniere. En dan is hierdie man so kras en so ongeskik. En dan wonder ek, Here, dit wat ek hoor, onthou nie, baie kere sien jy 'n mens Sondag in 'n kerk, en jy sien die Sondag baadjie wat hy aan het. Ja, Jy sien hom nie in die week nie. dis waar. Al wie hom in die week sien is hulle vrou en hulle kinders. Ek vra vir 'n kind wat so baie goed sê pa. Ja, Jolandi herinner my nou iets. Ek het iets geleer by Pastoor Johan Botha, ek gaan dit noem. Pastoor Johan Botha is 'n mentor in my lewe. Hy's vandag Dr. Johan Botha, want hy's baie slimmer as wat ek is. Hoor mooi. Gaan vra die kinders, watse baadjie het jou pa vandag aan? Ja, amen. Het hy sy kerk of sy werksbaadjie aan? Want as hy sy werksbaadjie aan het, dan vloek en skel hy almal, maar as hy sy kerkbaadjie aan het, dan het hy die regte baadjie aan. Hoor mooi. Ja, Ek gaan van my kant af my gevoelens gee vanaand. Maar julle moet self die vraag afvra. En elkeen wat luister, en elkeen wat dit aanstuur en iemand anders luister daarna, wil ek graag hê, ons moet ons self vra, waar staan ons met God? ja, Want ek dink in hierdie genade dispensasie, as ek dit so kan stel, is daar baie mense wat die genade van die Here vertrap, omdat daar genade is, en ons word eintlik gewoonte misdadigers, omdat ons nie dadelik gestraf word soos in die Ou Testament nie. Maar ek glo met my hele hart, as jy die gees van God in jou het, man, ek het 'n video gedeel op Facebook, waar 'n 14-jarige man vurig gedoop was met God se gees. Man, jy kan dit nie namaak nie. Jy kan dit nie uitblus nie, duiwel. Al wil jy hoe graag die gees uitblus, kan jy maar los, duiwel. Jy's tentoongestel, jy's uitgeklee voor die hele wêreld. Ja, ek is opgewonde vanaand. Luister mooi.
Ek gaan gou 'n baie bekende gedeelte lees. Julle weet mos, dit spring sommer so in my hart op. En al het julle dit gelees en al het julle nie, ons lees dit weer. Romeine 12 sê Paulus aan die Romeinse mense, hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende. Man, ons moet nie so gevreklik wees nie, man. Ons moet lewendig wees vir die Here. Daar moet lewe in ons wees, dat mense kan sien, ons is nie soos die wêreld nie. Ja, ek sien die prentjies gaan nou af. Mense lyk seker nie as ek so excited raak nie. Hulle sal seker later, as hulle weer moed het, sal hulle weer verder kyk. Maar ek wil vir julle sê, hierdie woord sal nie vir my of vir jou verander nie. Gaan nie vir my verander nie, gaan nie vir jou verander nie. Die Here staan nie op sy balkon en sê, kom ons onderhandel my woord nie. Sy woord sal bly staan tot in ewigheid. En hier kom Paulus, wat vervul is met die gees van God, wat 3 dae moes blind wees, sodat hy kon sien, halleluja, en dat hy die karakter van Christus kon bou, halleluja. Hy is die een wat sê, ek vermaan julle broeders, by die ontferming van God, nie van homself nie, maar van God af, dat ons liggame stel as 'n lewendige, heilige, hoor mooi, en aan God 'n welgevallige offer, en dit is dan ons redelike godsdiens. Hoor mooi, hierdie liggaam van jou behoort nou aan die Here, nie meer aan jouself nie, en jy kan hom maar pynt en te kere gaan soos wat jy wil. Ek sê nou vir jou, moenie, dit behoort nie aan jou nie. Ek gaan nie sekere dinge aan my liggaam doen nie, ek probeer na my liggaam kyk, ek probeer gesond eet, maar ons weet, dis nie altyd moontlik nie. Ek wil vir julle iets sê vanaand, hoe kyk jy na hierdie liggaam? Stel jy hierdie liggaam vir God as 'n lewendige, heilige, welgevallige offer? Beteken jou liggaam vir jou iets, want hierdie liggaam beteken vir God iets. Hoe kyk jy na die liggaam wat hy vir jou geleen het, of dit nou 60, 70, 80, 90, 100, 120 jaar is, hoe kyk ons na ons liggame? Of skeep ons liggame af? My broer, my suster, my liewe vriend, luisteraar, luister mooi wat ek vir julle vanaand sê. Die Here sê ek en jy moet heilig leef, omdat hy heilig is. As jy aan die Here behoort jy heiligmaking na te strewe, want jy weet, daarsonder sal jy God nie sien. Amen. Ek wil die vraag net by julle los vanaand. Hoe kyk ons na onsself? Hoe kyk ons na die manier wat ons mense hanteer? Onthou, die wêreld kyk vir my en jou. Die vyand hou ons dop. Ons kan nie 'n baadjie dra, maar die binnekant is vrot nie, man. Ons kan nie 'n Christen plakkertjie op ons voorkop plak en nou en dan afhaal soos wat ons wil nie. Nee. As die Here in jou is, moet jy soos die Here kan wees. Ons maak foute. Ja, ek kan nie stry dat ons foute maak nie, nooit in my lewe nie. Ek wil net vir jou sê, want as ek en jy 'n fondasie het waarop ons bou, wat ek baie oor praat, die fondasie Jesus Christus, behoort Jesus Christus as die fondasie jou mure wees, jou dak wees, jou vensters wees, jou deure wees, die ingang waar mense kan inkom en sê, hier is ek welkom, hier kry ek sagmoedigheid, hier kry ek liefde, hier kry ek getrouheid, hier kry ek selfbeheersing, hier kry ek goedheid. Hoor mooi,
Het ons werklik die vrug van die Gees of verloor ons dit elke dag? Ander mense maak foute. Hoekom kritiseer ons hulle? Ek en jy weet nie wat in daai persoon se lewe aangaan nie. Maar ek kan wel vir jou iets sê. As jy werklik wedergebore is. Hoor mooi wat ek sê vandag. David, as jy werklik wedergebore is, moet ons verdraagsaam wees. Ek moet verdraagsaam wees. Ek moet in vrede probeer leef met almal. As ek sê ek is kind van die Here, behoort ek die vrug van die Gees te dra. Ek gaan niemand aanvat as hulle nie saam met my stem nie. Ek het al baie seer gekry in my lewe in die kerk, deur godsmanne, deur kinders van die Here, tussen aanhalingstekens. Hou ek het teen hulle? Nee, ek doen nie. Ek het hulle nog lief. Ek bid vir hulle. Ek vergewe hulle. Want dit is die karakter wat ek, nie omdat ek moet nie, nie omdat ek moet, omdat ek 'n kind van die Here is nie, nie omdat ek moet, omdat ek 'n Christen is nie, nee, omdat daar 'n nuwe skepsel binne hierdie stuk vleis is. Hoe kan ek en u sing, I'm a new creation, I'm a brand new man, maar ons lewe asof niks met ons lewe verander het nie. Kom, baie mense spog oor hoe goed hulle die Bybel ken. Maar as ons kyk na hulle lewenswyse, toon daar geen karakter van Jesus Christus nie. Dit maak my hart seer. Want hoe wen ons siele vir die Here? Want dan is ons eintlik dwaas volgens die woord van die Here, want die woord van die Here is duidelik daaroor. Hy sê, is net 'n dwaase wat 'n siel wegjaag. Ja. Die vinnigste wat jy 'n siel skade aandoen, is om nie te wees wat jy preek nie. Practice what you preach. Walk the talk. Ons kan nie anders wees as wat ons nou gewederbaar word deur God se Gees. Ek is ernstig as ek vanaand met julle praat oor my liggaam. My liggaam wil ek stel as 'n lewende, heilige, welgevallige offer. My gedagtes wil ek aan die Here gee. My wil ek breek en sê, Here, hier's nie meer my wil nie, U wil. Ek wil nie meer besluite maak in my lewe nie. Ek wil hê dat die Here nie net die stuurwiel sal vat en ek 'n backseat driver word nie. Ek wil hê hy moet alles, maar alles in beheer neem. Baie mense sê vir my, maar God is in beheer. Is hy werklik? Het ons werklik gesê, Here, ek vat my lewe en ek gee dit in U beheer. U beheer my lewe, want dan kan ek sê, hy is in beheer. As die Here in beheer was van hierdie wêreld, kan ek vandag vir julle sê, die wêreld behoort aan Satan, want die God van hierdie wêreld, die Bybel praat daarvan in Romeine. Hoor mooi, as die Here in beheer was van hierdie wêreld, dan sou daar nie so chaos gewees het. Dan sou ons nie gesê het, maar hoekom Here gebeur dit nie, hoekom Here gebeur dat nie, want dit sou nie gebeur het nie. Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Hoor my hart vanaand.
as ek en jy werklik kan sê, ons het die geduld van Job, en ons gaan lees die woord van Job, en ons lees dit, al die hoofstukke, gaan ons verstom, na onsself moet kyk en sê, het ek die geduld van Job? Is ek 'n vrome man soos Job? Hoor mooi, as dinge met ons sleg gaan, vloek ons die Here. As dinge met ons sleg gaan, vra ons die Here hoekom en waarom? Of kyk ons eerder na onsself en sê, Here, wat het ek dalk verkeerd gedoen? Here, ek wil na myself kyk vanaand, en ek wil nie enige blaam op iemand sit of op U nie. Ek wil inkyk, terugkyk na my toe, Here, en vra, Here, is daar nie dalk ietsie in my lewe wat ek aan kan werk nie? Ek kyk vir julle, maar hier in my hoek sien ek my vrou beweeg so asof sy vir my iets wil sê. Wil jy nie? Hoe luister jy aandagtig? Dis goed as 'n man se vrou aandagtig luister wanneer jy 'n woord bring, né? Ek weet van party man se vrouens wil nie eens meer na hulle manne luister as hulle woord bring nie. Ja, en ek kry ook voedsel vir my siel. Jo, moet ek trots wees, of moet ek die Here die eer gee, dat my vrou sê, sy kry voedsel vir haar siel? Jy kry dit nie altyd nie. Ja, hierdie woord, wat ek in my hand vashou, WhatsApp luisteraars, ek hou die woord van die Here in my hand vas. Ek druk hom teen my bors vas. En ek sê, Here, ek het U lief, omdat U my eerste lief gehad het. Goeienaand broer Rian, ek sien Jolande het jou gegroet. Dis lekker om jou ook saam met ons te sien. Geniet dit saam met ons. Hierdie woord het my lewe verander. En hy doen dit nog steeds. Nog steeds is die Here besig met my. In al die jare wat ek die Here geken het, en nog ken, sien ek nog steeds, God het nie verander nie. God het nie verander nie, ons mense het verander. Ons kerke het verander. Ek het dit al gesê en ek sê dit weer, baie kerke sal nie eens weet as die Heilige Gees homself onttrek nie. Dis waar. Waarmee gaan die Here vir my en vir jou besig vind wanneer hy kom? Ja. Hierdie God is 'n verterende vuur. En ek en jy sal moet besef, ons is besig met 'n heilige God. Dit is hoekom ek dit baie belangrik opneem, my lewe met die Here. My manier van praat, my manier van my houding teenoor ander. Ek word kwaad, maar ek dink voordat ek praat. Ek dink voordat ek iemand wil seermaak. Somstyds sal ek ook my stem verhef, maar dan sal ek besef, saggies, want die Gees van die Here wat in my is dit wat my sê, wow, moenie so ver gaan nie, sagmoedige Gees. Ek is geroep om iets in mense te plant, sodat ons 'n verskil daar buite kan maak. Ons moet 'n verskil maak, sodat mense God in ons kan sien.
En as ek praat van God in ons sien, praat ek van Jesus Christus, sy karakter, dit wat hy vir ons kom leer het toe hy in die vlees was. Immanuel, God met ons. Die manier wat hy vir ons gewys het hoe om te bid, so bid ons. Die manier wat hy vir ons gewys het, dat hy kan ook kwaad word, en afkoel, en 'n sweep vleg, en nog mense pak slaag gee. Wys my, dat die God van genade is ook 'n God van toorn. En hy tugtig die wat hy lief het. Moenie altyd vra, hoekom Here? Hoekom word ek gestraf nie? Hoekom gaan ons deur sulke dinge nie? Here, hoekom het die Oos-Kaap sulke droogte? Sondig ons dan so baie? Ek weet nie. Ek stel nie belang nie. Al wat ek weet, my lewe is in God se hand. En wat hy met my lewe wil maak, it's good enough for me. Of het goed gaan of sleg gaan, sal ek die Here loof, sal ek die Here prys, sal ek hom al die eer gee, want hy bly goed, en die duiwel is vuil goed. Ek sal nooit ophou om die Here te loof en te prys nie. Ek wil die Here loof, ja altyd prys, sy lof sal altyd deur in my mond wees, my siel sal hom beroem in die Here. Kom maak die Here met my groot en verhef sy naam. Amen. Kom, maak die Here se naam met my groot. Let's forget about the world. Let's forget about our problems. Let's forget about everything. Concentrate on Him. Concentrate on Him. Ons moet begin dink, broer en suster, wat 'n voorbeeld is ons vir mense daar buite, as kinders van die Here. Hy's 'n heilige God. Hy's heilig, hy's 'n verterende vuur. Ons moet begin respek kry vir hierdie God, wat ons dien. Ons ruk die gedeelte uit, dat hy ons vriend geword het, en hy's ons broer. Ons ruk dit uit verband uit. Ek sê vandag, ons ruk dit uit verband uit. Hy bly nog jou heilige God. Jy sal hom eerbiedig. Jy sal doen wat hy van jou verwag. Geen om wat mense sê nie. Ek sê dit vanaand, ek sal doen wat hy van my verwag. En hy verwag dat ek moet heiligmaking nastrewe, anders gaan ek hom nie sien nie. Omdat die Here my geroep het, maak dit my nie beter as julle nie. Ek en julle in Christus, een en dieselfde. Ek is niks beter nie. Amen. Ek bid vanaand, dat die Here werklike inspraak in elkeen se lewe sal hê wat na my stem geluister het vanaand. Want die saad wat ek saai, bid ek, Here, stuur iemand om nat te maak, maar stuur iemand wat vol is met die Gees, halleluja, en nie 'n verleidende gees nie, nie 'n gees van die duiwel nie, nie 'n gees van ek weet nie wat se geeste alles al daar buitekant is nie, maar die Gees van God, 'n man en 'n vrou wat gedryf is deur die Gees van God, halleluja, om daai saad wat ek vanaand te saai, nat te maak, sodat God dit kan laat groei, halleluja. Ja, Sister Marina, I've decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Praise the Lord, no turning back. Dankie Here vir manne en vroue, wat werklik hulle hand aan die ploeg geslaan het, en nie terugkyk nie.
Ek dank die Here vir manne en vroue wat vanaand luister en sê, Here, U praat met my vanaand. Here, ek het vandag het verloor, U het met my gepraat. O, Here, ek het hierdie week, het ek my vrugte van die boom af geskit. Ag, Here, wees my genadig. Ek dank die Here elke dag, dat hy my kan gebruik. Amen. Die Here het my baie diep uitgehaal, so ek gaan nie doekies omdraai nie. Ek weet baie mense stem nie saam met my altyd nie, baie mense is gekant teen wat ek sê partykeer, maar ek gee die om nie. Hierdie boek wat ek in my hand vashou, is vir my die weg, die waarheid en die ewige lewe. En hierdie woord gaan nie vir my of vir enigiemand anders verander nie. Hy gaan vir ewig bly staan en hy gaan vir jou tel of teen jou tel eendag. Amen. Prys die Here. Ons loof sy wonderlike naam. Mag die Here hierdie woord seën in elkeen van ons harte. Mag julle 'n wonderlike nagrus hê. Man, mag die Here julle net toevou. 'n wonderlike naweek hê. Met sy kosbare liefde, ja. Mag julle 'n wonderlike naweek hê. Ek kyk net vir Jolandi se gunsteling. Mense weet seker al klaar wat is haar gunsteling, né? Ja, prys die Here. Hoorie, kom ons loof die Here. Is jy siek? Loof die Here. Want jy sal eers weet dat jy siek was as jy gesond gemaak is. Loof sy naam. Sukkel jy finansiëel? Loof die Here. Want jy gaan weet wanneer jy jou daardeur kry en 'n deurbraak bring en jy sal hom loof en jy sal hom prys. Alles wat asem het, moet die Here loof. Amen. Prys die Here. Ons loof sy wonderlike naam. Prys die Here. Halleluja. Dankie vir elkeen wat inskakel. Kom ons prys die Here voor ons afsluit. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Yes, Lord. Die Here is my voorspoed, Yes, Lord. hy sal vir my voorsien, Mooi, soos voorsien. 'n pa Sorg vir sy kinders. gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel. prys die Here, want hy is goed. Yes, Lord. Prys die Here, als wat Lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Yes, Lord. Die Here is my vesting, Oh, yes, Lord. die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Yes, Lord. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon Ja, loof sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here.
ons. Prys die Here. Oh yes. Say now, praise the Here, will my sin, praise the Here, want hy is goed, praise the Here, ons wat lewe, praise the Here, praise the Here, will my sin, praise the Here, want hy is goed, praise the Here, ons wat lewe, praise the Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, Yes, amen. die een op wie ek wag. Prys die Here, halleluja. Sien julle dan DV Sondag aand tussen 5:30 en 6:00, halleluja. Prys die Here. Hier kom 'n stem nou hier van die kant af. Prys sy naam. Ek gee jou kans, wil jy iets sê? Ja, ek wil graag afsluit. Wil jy afsluit? Prys die Here. Ja, asseblief. Okay. Maar ek wil eers ietsie sê voor ek afsluit. Ek wil net vir die Here sê dankie. Dankie Here. Hierdie week wat verby is, het soveel vrouens na my toe gekom en gevra. Hulle wil ook graag deel wees van my boodskappe wat ek uitstuur elke dag. En ek wil vir die Here sê baie dankie dat dit soveel impak maak op soveel vrouens se lewens. Soos 'n vroutjie vanoggend met my gepraat het ook. Ek wil nie name noem of wat ook al nie, maar in elk geval, en ek het net eendag besluit, ek gaan haar, ook vir haar boodskap stuur, want sy is op my WhatsApp, en daarna vra sy vir my, of ek asseblief elke dag vir haar 'n boodskap sal stuur, en vanoggend sê sy vir my, Jolandi, mens kan sien die Here is in jou, ek kan sien met die boodskappe wat jy uitstuur, God is mooi wat binne in jou is. En ek wil vir die Here sê dankie daarvoor. Dankie Here. Dat ek soveel mense vrouens kan inspireer. Partykeer sal ek net 'n gedagte of net 'n gebed stuur vir die oggend en so aan. Maar ja, weer eens baie dankie. En die Here gee vir ons elkeen, en hy lê dit in op my hart, hy gee vir ons elkeen ons eie skoene, waarmee ons hierdie pad moet stap. Amen. Ons kan nie met iemand anders se skoene hierdie pad stap nie. Kan nie. Ons moet met ons eie skoene hierdie pad stap. En daarvoor wil ek ook vir die Here sê dankie. So ja, ons kan net die Here dank vir alles wat hy vir ons doen. En ja, so dan sal ek nou hierdie gebed doen. Amen. Liewe Hemelse Vader, baie dankie vir dit wat U vir ons doen, Here. Dankie Here. Dankie vir hierdie week wat verby is, Here, dat U ons gespaar het, dat U ons behoed en bewaar het, Here. Amen. Here, ek bid altyd so ook, baie dankie vir my man en my kinders, my kleinkinders, ons vriende en ons vriendinne, hulle wat saam met ons die Here dien. Here, dit beteken vir my en David so baie, as ons kan live gaan en ons sien mense opkom. Ag Here, dit is so wonderlik om net U woord te kan deel. Amen. En net daarvoor wil ek ook vir U sê baie dankie. Baie dankie. Here, en soos wat ek altyd bid, Here, laat ons ou pakkie wat ons dra saam met ons. Daar soveel vrouens wat 'n pakkie het wat so swaar raak vir hulle, Here. Wil ek vanaand vra, Here, dat hulle pakkies by U voete kom neer lê. Amen. En soos wat ek altyd ook sê, dat ons omdraai en daardie pakkie los by Jesus se voete. Amen.
Hy sal dit oopmaak en hy sal dit uitsorteer. En daarom vra ek ook, Here, dat U elke een sal salf. Yes. Sy lippe sal salf, dat hulle sal spreek wat U wil hê hulle moet spreek. Amen. Here, salf hulle hande, dat hulle altyd U loof en kan prys. Amen. Salf hulle ore, Here, dat hulle altyd sal luister na U woord. Amen. Salf hulle voete, Here, dat hulle altyd na geregtigheid toe kan stap. Amen. Here, daar's soveel baie dinge wat ek vanaand wil noem, Here. Ek dink, Here, een aand sal ek self hierdie ding ook moet doen, Here, want daar's soveel dinge in my hart wat ek met mense wil deel. En ek wil bid ook vir mense wat siek is vanaand, Here. Wat vir my boodskappe stuur en sê, Jolandi, bid vir my. Ja, amen. My familie, Here, wat siek is, Here. Here, vra ek dat U by hulle sal stil staan, Here. Asseblief, Here. Waar 'n mens kan hoor daar die vrees binne hulle, Here. Wil ek net sê, Here, staan stil by hulle. Want is net U wat hulle kan genees. U het my genees, Here. Amen. Prys die Vir Here. 3-4 jaar lank, Here, het ek tot U gebid en op die regte tyd het U gekom en U het my genees. Dankie, Here. En daarvoor sê ek vir U baie dankie. Hmm. Dankie vir elkeen van hierdie mense, Here, se liefde. Jo. Baie dankie vir hulle vriendskap, Here. Hmm. Baie dankie vir hulle liefde weer eens. Ek loof U en ek prys U wonderlike naam, Here, en ek vra al hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Mag die Here julle seën, mag die Here julle behoed, mag die Here julle bewaar. Mag die Here sy aangesig oor julle skyn en julle genadig wees. Amen. Mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle vrede gee, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen. 'n Wonderlike soete nagrus, 'n mooi naweek en kyk uit vir julle DV 5:30 vir 6 Sondag aand. DV is hier ons spaar met lewe en gesondheid. Jesus liefde. Amen.